Baie welkom by Mos Wêreldwyd aanlyn tuiskool se potgoeie. Hierdie potgoeie word geskep om jou as ouer te bemagtig om jou kind te ondersteun. By Mos Wêreldwyd wil ons jou kind help floreer in 'n onbekende toekoms. Lekker luister. Baie welkom by ons potgooi vandag. Ons verken vandag die wêreld van robotika en kodering, 'n opwindende leergebied waar kinders nie net tegnologie ontdek nie, maar ook leer om kreatief te dink en probleme slim op te los en logiese stappe te bou. Ons het 'n baie groot voorreg om vandag met Koen-Marie Lou te gesels van Resolute Education. Dis ons baie lekker dat jy kan wees by ons vandag. En baie dankie dat jy ingestem het om 'n bietjie met my te gesels vandag, Koen-Marie. Baie welkom. Baie dankie meneer Net, dit is 'n groot plesier. Dankie dat julle ons genooi het om 'n bietjie te kom gesels. Ek is baie opgewonde vir hierdie en ek kan nie wag om net bietjie te gesels oor hierdie opwindende vak nie. Nou ja, toe, laat ons dan sommer wegspring, nê? Nee. Koen-Marie, my eerste vraag aan jou is: hoekom word robotika en kodering as 'n belangrike vaardigheid vir die toekoms beskou vir ons jong kinders en vir ons ouer leerders? Okay meneer Net, ek wil baie graag dit begin met 'n aanhaling van Chris Pine. Dis ongelukkige Engelse aanhaling, maar ek wil hom baie graag net vir julle gee en dit is: programming isn't about what you know, it's about what you can figure out. Reg. En robotika en kodering gee vir kinders van jongs af die geleentheid om nuuskierig te wees, om probleme op te los, kreatiwiteit en net te dink aan iets van hul eie en al iets van hul eie te skep, reg? 'n Kind leer natuurlik van tegnologie en kodering, maar terselfdertyd leer hulle hoe om te dink. Jy weet, wat probeer ek bereik? Watter stappe moet ek volg? Wat kan ek verander as dit nie werk nie? Jy weet, vaardighede soos probleemoplossing, logiese denke, kreatiwiteit, aanpasbaarheid en die deursettingsvermoë gaan belangrik wees ongeag watter beroep 'n kind eendag kies, reg? En as ons dink aan jong leerders wat vandag in graad 1 sit, weet ons nie werklik wat die werkslewe of die werkswêreld gaan wees of hoe dit gaan lyk wanneer daardie kind eendag begin werk nie. En daarom is dit nie net daaroor dat kinders vir spesifieke beroepe voorberei word nie, maar jy weet, ons wil hulle eerder toerus om nuwe probleme aan te pak, nuwe tegnologie te verstaan en om vir hulle tegnologiese buigbaarheid te leer. By Resolute is ons daaglikse lese aanhoudende leer bo alles. En dit is hoekom ons dink dit is so waardevol om reeds op 'n jong ouderdom van robotika en kodering te begin leer. Okay, Koen-Marie, baie dankie. Jy het nou gepraat van probleemoplossingsvaardighede en kritiese denke. En ek wil net vandag weet namens ons ouers, hoe kan die kursusse, die vlak 1, vlak 2 van verskillende grade wat die leerders doen, hoe kan dit daai probleemoplossingsvaardighede en kritiese denke help ontwikkel? Okay. So een van die lekkerste dinge van kodering is dat 'n fout nie noodwendig die einde van die aktiwiteit is nie. Die fout word deel van die leerproses. As 'n robot byvoorbeeld veronderstel is om van punt A tot punt B te beweeg, maar hy draai dalk verkeerde kant toe of hy stop te vroeg, dan moet die leerder uitwerk hoekom. Hulle kyk na hul kodering, 'n moontlike obstruksie te identifiseer of op te los en dan, jy weet, moet hulle kyk na wat hulle kan verander of hulle moet dalk weer probeer. Ons noem dit ontvouting, soos baie mense in Engels hom ken debugging, maar eintlik leer die kind hoe om kritiese denke verder te ontwikkel. Hulle vra hulself, my eerste oplossing het nie gewerk nie. Wat het verkeerd gegaan? Wat kan ek anders doen? Of jy weet, hoe kan ek dit regmaak? Daardie manier van dink is ongelooflik waardevol. Dit leer kinders ook dat mislukking nie noodwendig beteken jy kan nie iets doen nie. Soms beteken dit net bloot dat jou eerste oplossing net nie jou regte oplossing was nie en leerders leer hoe om dadelik aan te pas in daai oomblik. Okay, ja, dit maak sin en dit sluit eintlik so mooi aan by die deel van die Mosse filosofie, daai nuuskierigheid om te leer, ons kweek daai liefde vir leer. So dit sluit baie mooi aan by dit ook. Okay, dan my volgende vraag wat ek vir jou het is:
Watter aspekte van robotika en kodering help leerders om kreatief te dink en nuwe idees te bou? Okay. Dis 'n baie interessante vraag en ek wil net eers begin met 'n klein storie wat ek het rakende eentjies, reg? So ons was by Lego Education gewees. Ons het 'n bietjie van 'n werkswinkel gehad. En in daai oomblik het hulle vir ons 4 geel blokkies en 2 plat rooi blokkies gegee. En hulle het vir ons gesê, bou vir ons 'n eentjie. En na ons almal die eentjies gebou het en dit op die tafel gaan sit het, het ons gesien daar's 10, 11, 12 verskillende eentjies, reg? En dit bring my na my antwoord toe. Ek dink mense sien soms kodering as iets tegnies, waar daar net 'n korrekte antwoord, waar daar net soos een korrekte antwoord is. Maar robotika is eintlik ongelooflik kreatief. Ons kan byvoorbeeld vir 'n groep leerders dieselfde robot, dieselfde komponente en dieselfde probleme gee en hulle kan met heeltemal verskillende oplossings voor in dag kom. Dit is waar die maak element vir my so belangrik raak. 'n leerder dink aan iets, ontwerp dit, bou dit, programmeer dit, toets dit en dan verbeter hulle dit selfs ook nog op hul eie. En skielik is die kind nie net besig om tegnologie te gebruik nie, hulle is besig om iets met tegnologie te skep. Ons sien dit ook baie mooi met ons eie robotte by Resolute. Jy kan vir 2 kinders byvoorbeeld dieselfde robot gee en dieselfde uitdaging en dieselfde hulpmiddels soos wat dit maar in ons werkboeke en ons werkkaarte op die platform ensovoorts verskyn. En die eindresultaat gaan glad nie dieselfde lyk nie. Die een kind gaan dalk heel ander roete of 'n oplossing uitdink as die ander een. En ek dink dit is belangrik dat ons kinders dieselfde soos daai tegnologiese vryheid gee, reg? Ons wil hê hulle vra en jy weet daai kritiese denke ontwikkel. En ek dink daardie vraag skuif hulle van die verbruiker na die skepper en dit is een van die mooiste dele van kodering en robotika. Sjoe, dis 'n baie goeie antwoord en dit het my nou sommer opgewonde gemaak. So hopelik maak dit ouers ook opgewonde. Ek is bly om dit te hoor. En dit sluit nou sommer aan by my volgende vraag. Baie van ons ouers het nie die tegniese kennis nie en hierdie kursus maak hulle eintlik 'n bietjie bang. Hoe kan ouers sonder tegniese kennis hulle kinders ondersteun om robotika en kodering aan te leer? Okay, so ek gaan eerlik vir jou sê hierdie vraag maak my juffrou hart baie bly. Want die eerste ding wat ek baie graag vir 'n ouer wil sê is jy hoef glad nie al die antwoorde te ken nie en jy hoef glad nie te kan kodeer om jou kinders te help nie, reg? In 'n normale skoolgebied leer onderwysers wat die vak aanbied ook steeds dag tot dag saam met hulle leerders. En net so gaan ouers ook dag tot dag saam met hulle kinders leer. Om dit vir ouers makliker te maak, kan hulle byvoorbeeld vra in die sin van, wat probeer jy die robot laat doen? Wat dink jy het verkeerd gegaan? Wat gebruik jy as hierdie deel verander byvoorbeeld? Of wat kan jy my verduidelik oor hoe jou kode werk? Dit is belangrik om in gedagte te hou dat wanneer 'n kind iets aan iemand moet verduidelik, begin hulle ook self beter verstaan wat hulle moet doen of wat hulle dalk verkeerd doen, reg? En daarna kan hulle eksperimenteer. Ons as onderwysers in 'n klaskamer partykeer spring ook nie vinnig in wanneer iets nie werk nie. Daardie paar minute wat 'n kind regtig struikel en hulle sukkel of jy weet, dit is daar waar die leer plaasvind. Ons weet kinders leer deur speel en vat en sodra ons die robotte in hulle hande sit, weet ons daar's 'n koneksie wat gemaak word deur leer en speel. Die eerste dag is dit basies ons leer hulle stappe en van daar af is dit 'n patroon wat volg. So ja, ek dink vir my is dit basies dat ouers hoef nie alles te weet nie, hulle het nie al die antwoorde dadelik nodig nie, hulle gaan leer, reg? Net soos wat ons, jy weet, voormalige onderwysers of onderwysers selfs ook net leer van dag tot dag. Okay. Ek dink dit gaan 'n paar ouers gerus stel. Om net te weet, hulle gaan hierdie ook kan doen, dis deel van hulle leerproses ook, né? Nee. Yes. Yes. Op 'n nota wil ek net sê, ons almal is lewenslange leerders, reg? Ek dink dit is wat ons geleer word en
jou lewenslange leerder in jou moet hierdie as 'n verskriklike opwindende geleentheid sien, want dis iets wat ouers nie op skool gehad het nie en dis 'n nuwe gedeelte waarin ons in beweeg en ek dink jy weet so gaan ons almal net soveel meer leer en van beter weet ook. Ek stem saam met jou. Dankie. Okay. Dan wil ek geweet, hoe dra robotika en kodering by tot samewerking en spanwerk tussen leerders op 'n aanlyn platform? Dis nou seker anders in hoofstroomskole as wat dit is vir ons met ons leerders op 'n aanlyn platform. Dit is ja. So kodering, ek dink kodering hoef glad nie 'n individuele aktiwiteit te wees nie, selfs op 'n aanlyn platform, reg? So ons kan leerders op ek wil sê, ons kan leerders dieselfde uitdaging gee en hulle aanmoedig met oplossings en idees en strategieë met mekaar te deel. En leerders kan byvoorbeeld baie sterk wees, so een leerder kan byvoorbeeld baie sterk wees met die logika van die kode en 'n ander dalk by die ontwerping en jy weet iemand anders kan weer goed wees om die probleem raak te sien wanneer iets verkeerd gaan. Dan begin kinders besef dat die beste oplossing nie altyd van een persoon afkom nie. Ek dink dit weerspieël ook eintlik maar in die werkswêreld. Ingenieurs, ontwerpers, programmeerders, entrepreneurs, niemand werk in isolasie nie. Hulle werk almal in spanne. So of jy nou aanlyn sit en of jy nou in 'n klaskamer sit, spanwerk is goeie werk, reg? Daarom moet ons kinders nie net leer hoe om 'n probleem op te los nie, maar ook hoe om saam met ander mense te werk of ander kinders te werk, reg? Kodering en robotika as deel van spanwerk leer kinders 'n kritiese vaardighede of vaardigheid en daai vaardigheid is sosiale aanpasbaarheid, reg? Van vroeg af leer ons ook kinders om met verskillende persoonlikhede te werk, hoe om op verskillende maniere te kommunikeer, asook hoe om ander leerders met probleme te help en te sien hoe hulle dalk daai probleme oplos. Okay. Ja, dit is 'n interessante antwoord. Dankie. Dan my tweede laaste vraag. Ek is amper klaar met jou. Maar watter tegniese vaardighede begin kinders natuurlik ontwikkel wanneer hulle met robotika werk? Byvoorbeeld logiese beplanning, volgordes, is daar sekere algoritmes? Kan jy 'n bietjie meer vir ons uitbrei op dit? Ja. So kinders leer vaardighede soos jy nou genoem het, volgorde, algoritme, patrone, logiese denke, herhaling en later jy weet gaan dit meer in gevorderde programmeringskonsepte in en soos ek reeds genoem het, leer hulle ook kommunikasievaardighede, reg? Maar selfs 'n baie eenvoudige aktiwiteit kan reeds rekenkundige denke ontwikkel. En as ek vir Jonkin sê ons apprentice karretjie moet vorentoe beweeg, links draai en dan by die rooi blok stop, moet daardie kind reeds die groot probleem in kleiner logiese stappe opbreek. En dit is nou 'n perfekte voorbeeld van algoritme, reg? En soos hulle ouer word, raak die probleme en die tegnologiese konsepte meer kompleks, maar die basiese denkproses bly dieselfde. Weereens hulle vra hulle self vrae soos wat is die probleem? Wat is my stappe? Hoe toets ek dit en hoe verbeter ek dit? Okay. So op daai antwoord wat jy nou vir my gegee het, sal jy kan sê robotika en kodering kan geïntegreer word met ander vakke soos wiskunde of wetenskap of tale. Definitief. Ek dink hier lê een van die grootste geleenthede in onderwys, reg? Of in akademie as ek dit so kan noem. Ons moet baie versigtig wees dat robotika en kodering nie net nog 'n vak word wat heeltemal op sy eie staan. As ek vat wiskunde byvoorbeeld, 'n robot wat 'n spesifieke afstand moet beweeg, kan leerders blootstel aan meting, afstand, hoeke, tyd, spoed. Jy weet, daar's verskillende wiskundige komponente deel van daai les. As ek vat in wetenskap, kan ons sensors gebruik om dinge soos vog- en watermeting, temperatuur of selfs beweging te ontdek.
En as ek vir die verleerders in taal byvoorbeeld 'n storie gee en hulle vra om 'n karakter of 'n probleem uit die storie met behulp van robotika uit te beeld, dan moet hulle die storie verstaan, 'n oplossing ontwerp, instruksies skryf en uiteindelik verduidelik wat hulle geskep het. Dan gebeur iets baie lekker. Die tegnologie word nie die les nie, dit word die hulpmiddel waarmee ons leer. En ek dink dit is uiteindelik waar die grootste potensiaal van robotika en kodering lê. Dit gaan nie daaroor om elke kind 'n programmeerder te maak nie. Dis glad nie waaroor die vak gaan nie. Dit gaan daaroor dat elke kind meer geleenthede kry om te dink, te skep, probleme op te los met selfvertroue, en dit in 'n tegnologiese wêreld, en dit leer hulle hoe om in daai tegnologiese wêreld te funksioneer. Ja. Okay. Ja, dit maak sin en dit is eintlik baie goed om te hoor. Ek dink dit soos jy nou sê, dit vat net daai druk af van om elke kind 'n programmeerder te maak eerder as om dit bietjie anders toe te pas en te benut. Ja, dit Koen Marie, baie dankie dat jy vandag met ons gesels het. Ek waardeer dit ongelooflik baie. Dit was heerlik om 'n bietjie meer uit te vind oor die diepte van hierdie kursus en wat die voordele is vir elke kind wat deelneem aan hierdie kursus en ek glo dit gaan ons ouers en ons luisteraars ook bemagtig. Dis lekker om saam met julle te werk en ja, as daar enige ondersteuning nodig is van wat ouers benodig, is julle meer as welkom om vir ons te kontak of vir Resolute dan self. Ek sal die e-pos onder in die description blokkie sit vir julle. Maar baie dankie vir jou tyd en ek waardeer dit ongelooflik baie dat ons met jou kon gesels vandag. Dis 'n groot plesier. Baie dankie Minionet. Ek hoop julle het 'n wonderlike dag en ek hoop as daar enige ouers is wat enige hulp of enigiets nodig het, laat hulle wel uitreik. Ons is meer as bereid om te help. Wonderlik, dankie julle. Totsiens. Dankie. Totsiens.